Hierdie gesang is so mooi ingedeel in presies dit wat ons ook leer in die apostolikum of die 12 artikels. Die indeling daarvan is ook ons geloof in God die Vader, ons geloof in Jesus Christus die Seun en ons geloof in die Heilige Gees. Nou ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is vanuit die eerste brief wat Petrus geskryf het. Ons gaan saam lees uit hoofstuk 4. Jy kan vir ons so lank soontoe blaai. Jy sal sien daar is nie 'n opskrif by hierdie gedeelte nie. Dit vorm deel van 'n groter deel wat alreeds in hoofstuk 3 vanaf die 8ste vers begin en daar is die opskrif broederliefde, geduld, verdrukking. En die gedeelte wat ons dan vanoggend spesifiek gaan na luister, handel oor die verdrukking. 1 Petrus 4 vanaf vers 12 tot 19. Daar's nie 'n spesifieke teksvers nie. Hierdie gedeelte is van so 'n aard dat ons al daardie verse saam gaan bespreek. En voordat ek dit vir ons saam lees, is dit ook net reg dat ons vanoggend ons Here sal nader in afhanklike gebed. So broers, kom ons staan en dan almal saam as gemeente, kom ons word stil voor die aangesig van ons Here. Almagtige God, grote God en enigste God, U alleen is ons koning, ons skepper, ons regter. U alleen is ons verlosser. U alleen is Here. Here, as ons na die kalenders kyk, ons kyk na alles wat nou volgende moet gebeur ook op die gemeente se program, dan kan ons nie anders as om ook te besef hoe kort, hoe nietig is ons lewens nie. Die tyd vlieg verby. Ure, dae, maande, jare verby in 'n oogwink. En as ons weer sien, dan staan ons ook aan die einde van ons lewe. Steeds het U besluit, het U so daaroor beskik om met ons bemoeienis te maak. Dit ten spyte van ons geskiedenis, ten spyte van alles wat die mens gedoen het. Ons dank U, o Here, en ons loof en ons prys U heilige naam. Waar ons vanoggend leer oor lyding en hoe ons daarna moet kyk. Vra ons dat U asseblief U woord vir ons sal open. Here, dat ons sal verstaan, dat ons sal leer. Ons bid vir elkeen in die gemeente wat siek is of ongesteld is. Ons vra dat U ook daar berusting sal bring, sal versterk in die wete van U teenwoordigheid. Spesifiek oom Diek, tannie Didi, tannie Esther, oom Skalk en ook tannie Duifie. O Here, vergewe ons al ons oortredinge. Maar help ons dat ons ander ook sal vergewe, wat ons weet die oordeel kom ons tog nie toe nie. Seën vir Johan Meiburg wat in die komende week verjaar. En maak ons almal altyd dankbaar vir al die seëninge wat ons so onverdiend uit U hand ontvang. Deur U genade besef ons dat niks van die dinge waarvoor ons bid, o Here, ons uit eie krag kan verdien nie. En daarom bid ons dit en daarom vra ons dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. 1 Petrus 4, broers en susters, vanaf vers 12. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig,
omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaadoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie. Maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En dat as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. Ons lees vanoggend net tot sover. Teen hierdie tyd weet u dat ons besig is met die lydingstyd prediking. En sover het ons bespreek die verskillende aspekte van Christus se vernedering toe hy na die aarde toe gekom het, soos wat die belydenisskrifte ons ook leer dit was. En ons het gesê daar's 4 sulke aspekte. Sy menswording, sy lewe, sy lyding, sy dood en sy begrafnis. Dis die aspekte van sy vernedering. En by ons eerste geleentheid het ons spesifiek gesels oor sy menswording. En ons het gesien dat dit 'n absolute vernedering vir hom as God was om neer te daal en mens te word in die gestalte van 'n diensknegt. Maar hoe ons dan ook opgeroep word om dieselfde gesindheid te openbaar as wat in Christus was. En verlede week, die volgende geleentheid, het ons gefokus op sy verhoor. Hoe hy die onskuldige en die regverdige regter beskuldig, veroordeel en verneder was deur mense wat self skuldig gestaan het. En hoe dat dit slegs op grond van sy verhoor en sy verskriklike vonnis, dit is dat ons vrygespreek is van die skuld wat ons ook toegekom het. Hierdie week kyk ons na dit wat daarop volg. Sy fisiese lyding wat hy ervaar het tydens sy verhoor en die lyding wat veroorsaak is deur al daardie gebeure. En daar was verskeie forme van marteling, broers en susters, waardeur die Romeinse soldate ons Here verneder het. Ons lees Matteus 27 vers 26, hy was gegeesel. En vir die van u wat nie weet wat dit behels nie, gesel of om iemand te gesel was 'n karwats gebruik. 'n Karwats is 'n tipe sweep soos ons eie vandag, behalwe hy het baie toutjies gehad, maar wat ook maar aan 'n houthandvat vasgemaak is. Maar aan die einde van elkeen van hierdie toutjies was 'n stukkie metaal of 'n stukkie been vasgeheg. Die veroordeelde was dan vasgemaak en met die karwats geslaan. Sonder om in te veel besonderhede in te gaan, kan ons maar net kennis neem dat dit alleen baie maal die persoon se lewe alreeds gekos het. So erg was dit. Ons lees verder dat ons Here uitgetrek en 'n rooi mantel oor hom gegooi. Matteus 27 vers 28. Net soos in die geval van sy geeseling, was hy verder verneder toe die soldate sy klere afgeruk het en hierdie mantel oor hom gehang het. Heel waarskynlik 'n mantel van een van die soldate.
Dink hoe moes dit voel toe hulle daardie mantel oor sy rou rug geplaas het. Maar dit was egter nie genoeg vernedering volgens die soldate nie. Vers 29, hulle het vir hom 'n kroon ook gevleg. Uit doringtakke het hulle vir hom hierdie kroon gevleg en op sy kop gesit. En hom met 'n riet geslaan wat verwys het na sy koninklike septer. Vers 30. Hulle het ons Here gespot. Hulle het op ons Here gespoeg. En hulle het hom forceer om sy eie kruis verder te dra, totdat hy eenvoudig net nie meer kon nie. En daar eers het sy lyding aan die kruis begin. Christus, ons Here, ons God, gemartel en absoluut verneder deur 'n mensdom vir wie hy dit verduur het. Maar ons het die afgelope paar weke ook geleer dat in hierdie stadiums, hierdie fasette van Christus se lyding, daar vir ons waardevolle lesse opgesluit is. God het bepaal dat hierdie gegevens vir ons in hierdie besonderhede in die skrif oorgedra word. En daarom moet ons gaan vra, hoekom? Hoekom het God daaroor beskik om al hierdie inligting vir ons te gee? En in hierdie eerste brief wat Petrus geskryf het, vind ons 'n duidelike leidraad oor die wyse waarna ons na Christus se lyding moet kyk en hoe dit moet bepaal hoe ons oor ons eie lyding dink. In verse 12 en 13 van dit wat ons saam gelees het, staan daar: Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle gekom het of oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Anders gestel, hoe meer ons deel het aan die lyding van Christus, sê Petrus, hoe meer moet ons bly wees. So weer word vir ons in hierdie gedeelte gewys op 'n gesindheid. 'n Gesindheid waar ons in ons navolging van Christus daarna moet streef om ook soos hy dieselfde gesindheid te openbaar. En waar dit kom by die lyding, leer God vir ons deur die pen van Petrus 4 baie belangrike dinge ten opsigte van die gesindheid en wat ons moet verwag. Eerstens, vers 12, is dat ons lyding moet verwag. Verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle nie. Moenie verbaas wees as julle ly nie. Moenie verbaas wees as julle vervolg word nie. Maar verse 13 en 14, die tweede ding, julle moet julle daarin verheug. Ons moet bly wees. Julle moet bly wees sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Maar, waarsku Paulus, of Petrus altans, verse 15 tot 18, julle moet dit ook toets. Daardie lyding moet julle evalueer, want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. So gaan kyk waarom julle ly. En dan vers 13, vertrou dit alles toe aan die Here. Laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade.
Wat dra die Here vir ons oor deur Petrus se pen? Ten opsigte van ons lyding, in die lig van die lyding waardeur Christus ook gegaan het. Eerste, ons moet dit verwag. Ons moet ons daarin verheug. En ons moet dit toets. En ons moet dit aan ons Here toevertrou. So eerste sê, of leer ons moenie verbaas wees nie. Vervolging of lyding moenie vir ons 'n verrassing wees nie. Nou figuurlik gesproke het Petrus by hierdie gelowiges gestaan wat op daardie stadium ook maar vervolging ondervind het. En hy sê vir hulle, moenie verbaas wees nie, moenie verras wees dat julle vervolg word nie. Christus self waarsku ons dat die wêreld sy volgelinge haat. En in die lig van hierdie waarskuwing is dit tog nie snaaks om as Christen dan vervolg te word nie. As ons Here vervolg is, hoeveel te meer nie sy volgelinge ook nie. En Petrus sê dan, 'n gelowige wat vervolg word vir sy geloof, is 'n deelgenoot aan die lyding van wat Christus gelei het. Die lyding wat vir ons redding gebring het. Nou in 'n gemeenskap of 'n samelewing waar Christendom die dominante geloof onder die mense is, word die titel Christen of kind van God 'n eretitel. Maar baie maal is dit ook die gevolg van politikuste wat die stemme van mense soek, vir die steun van kerklidmate en gelowiges by hulle wil hê. Maar nietemin, in so 'n gemeenskap word Christen standaarde, Christelike waardes as die standaard gehandhaaf. Maar waar ware en opregte Christene die minderheid is, of waar gelowiges onder 'n heidense regering staan, soos ons al hoe meer agterkom by ons ook maar die geval is, sien ons 'n baie ander prentjie. Daar word gelowiges baie keer die teiken van verwyt, van veragting, van bespotting. En in sommige lande selfs die teiken van geweld. China, Indië, grootendeels maar jou ou kommunistiese blok. En dan moet ons vir mekaar sê, ons moet besef, ons staan self onder 'n kommunistiese regering. Daar is vervolging nie snaaks nie. Nou Petrus wys nie vir ons spesifiek op 'n tyd, 'n plek of 'n wyse waarop hierdie vuurgloed, soos wat hy dit beskryf, vuurgloed van vervolging sal plaasvind nie. Maar hy beklemtoon vir ons die doel daarvan. En daarom kies hy ook hierdie woorde ooreenkomstig hoe Daniël die eindtye se vervolging ook beskryf het, nê? In vergelyking met die smeltoond van 'n goudsmid, verduidelik hy dat 'n kind van God se geloof getoets word deur lyding, net soos wat goud gesuiwer word deur die vuur. Ware en vaste geloof wat die toets deurstaan, word getemper deur vervolging, deur lyding, en is baie meer werd as kosbare goud. En daarom is dit nie iets snaaks of vreemds wat met jou gebeur as jy vervolging of lyding ervaar nie. As gelowiges bevraagteken ons tog nie God se wil sou dit gebeur nie. Ons blameer God beslis nie as dit gebeur nie.
God is en bly in beheer van elke situasie en hier leer ons dat selfs vervolging gebruik hy ten goeie van sy kinders. Hy gebruik dit om ons geloof te temper. Hy gebruik dit dat ons sal groei. Of dit nou is skewe kyke van mense of veragtende woorde, of dit is tronkstraf, marteling, teregstelling. Maak nie 'n verskil nie. Ons mag dit nooit vergeet nie, broers en susters. Ons Here sê self vir ons in die Saligsprekinge, Matteus 5 vers 11 en die eerste stuk van vers 12. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. So tweedens sê Paulus in herinnering van dit wat Christus ons geleer het, verheug jou in jou lyding. Petrus wys ons hoop is tog gesetel in die wederkoms, wanneer Christus sy heerlikheid volkome openbaar sal word. Dis waar ons hoop lê. Dis waar ons vreugde lê. Nie in hierdie lewe of in hierdie wêreld nie. En dan sal elke gelowige wat ter wille van sy of haar geloof vervolg is, 'n oorvloedige skat ontvang. En daarom moet ons verheug. Daardie vervolging is bevestiging van die hoop van die dinge wat kom. Wanneer ons vervolg word, wanneer ons ly vir ons Here, sê Petrus, deel ons in dit wat hy gelei het en daarom deel ons in dit wat sy lyding gebring het. Daarom kan ons onsself verheug. Dis nie 'n sommer maar net vir algemene blydskap nie, maar 'n spesifieke vreugde in daardie vaste sekerheid. Ons toekoms is reeds gekoop en betaal in dit wat Christus gelei het. En daarom kan ons oor ons lyding bly wees. Daarom moet ons die regte ingesteldheid hê. Ons moenie negatief wees teenoor lyding en vervolging nie. Maar ons moet positief daarna kyk deur die oë van geloof, deur die oë gefestig te hou op Christus, deur vas te hou aan die ewige erfdeel wat daardie lyding net vir ons bevestig. So Petrus sê ons moet na hierdie lyding kyk in die konteks van vreugde. Want daarin lê ons deel in die lyding van Christus. Dis 'n eer, dis 'n voorreg vir elke kind van God om vir ons Here te ly. Maar ook 'n genade dat ons daardeur in sy lyding deel. Nou moenie vir 'n oomblik dink daardeur sê ons dat Christus se lyding nie volkome was nie, of nie genoegsaam was nie. Dis allermins nie wat ons sê nie. Maar deur vir hom te ly, deel ons in daardie volkome en genoegsame lyding. Dit alles sê Petrus sodat ons met blydskap sal jubel. Ons word met blydskap oorweldig omdat ons weet ongeag wat met ons gebeur in hierdie lewe, ongeag die draaie wat ons lewenspaadjie maak, ongeag die steiltes wat ons moet oor, of soos Dawid dit beskryf, die diep dalle van doodskade weer waardeur ons moet gaan, ongeag op grond van sy lyding, weet ons waantoe daai paadjie gaan.
Ons is verheug, want net soos wat ons deel in sy lyding, deel ons in sy oorwinning. Daarom kan ons saam met Paulus uitroep, Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus, die sterwe wins. Maar derdens waarsku Petrus ons. En hy sê, hierdie dinge waardeur ons gaan, hierdie vervolging, hierdie lyding, ons moet dit beproef, ons moet dit toets, ons moet dit evalueer, sê hy. Want sekere optrede lei noodwendig tot lyding. Sekere goed wat ons doen, veroorsaak soms dat 'n mens vervolg word. En die voorbeelde wat hy in hierdie stuk gebruik, is die van 'n moordenaar of 'n kwaadoener. Hy sê ook iemand wat hom met ander mense se sake bemoei. Maar dit is nie net tot hierdie 3 gevalle beperk nie. Sou ons onverantwoordelik optree, sou ons krimineel optree en daarvoor vervolg word, daarvoor gestraf word, is dit nie dieselfde as om te ly vir die Here nie. Dit is elke gelowige se verantwoordelikheid om in versigtigheid, om in opregtheid 'n goeie voorbeeld te stel in navolging van ons Here. En slegs sou ons hiervoor ly omdat ons Here volg, dra daar die lyding betekenis. Lyding in op sigself is nie van groot waarde nie. Maar lyding ter wille van Christus, dit dra ewigheidswaarde. En daarom is lyding op grond van jou eie toedoen nie rede om jouself te verheug nie. Daaroor moet jy nie bly wees nie. Want dit is nie die deelgenootskap in Christus se lyding waarvan Petrus hier praat nie. Nou wanneer ons leef vir aardse belange en daardie aardse ingesteldheid ons aksie stuur, dan is dit nie 'n rede om bly te wees nie. Dan is die beproewinge wat ons ervaar die gevolg van ons eie optrede. En is dit nie die gevolg van ons gemeenskap en ons deelgenootskap in Christus nie. En daarvoor, broers en susters, sal daar ook by ons rekenskap geëis word. Om vir die verkeerde redes te ly, is geen rede om bly te wees nie. So ons moet onsself afvra in die tye wat ons regtig swaar kry, die tye wat ons vervolging ervaar, wat is die rede vir dit waardeur ek gaan? As dit is oor iets onverantwoordeliks, as dit is oor my eie hardkoppigheid en ek nie wou luister nie, het ek die verantwoordelikheid om dit reg te stel, om dit te verander. Maar as dit is oor die saak van Christus, as dit is vir sy naam, ter wille van sy blye boodskap, dan sê Petrus, dan kan ek bly wees. Dan kan ek myself verheug in my lyding. En laastes leer Petrus ons dat ons siele aan God moet toevertrou. Die term in die Grieks wat hier gebruik word is eintlik so mooi. Baie interessante betekenis. Dit verwys daarna om iets te gaan bank. Om iets toe te vertrou om veilig bewaar te word. En dis wat Petrus sê. Gaan vertrou jou siel toe in al hierdie dinge aan die Here. Met goeie rede verwys hy dan ook in daai laaste versie, vers 19, na God as die skepper. Want hy sê wanneer ons lewens aan God
toevertrou, dan is ons eintlik net besig om aan hom terug te gee wat hy self geskaap het en ons geleen het. Want ons lewe behoort nie aan onsself nie. Ons lewe behoort aan ons Here. En as skepper, ons skepper, weet God mos wat die beste is vir sy skepsels. Ons weet nie in watter mate ons in die toekoms sal lei nie. Ons weet nie watter dinge en beproewinge oor ons pad sal kom op grond van ons geloof nie. Ons weet ook nie wanneer ons in ons lewens voor daardie keuse te staan gaan kom, waar ons dalk moet kies tussen ons eie welstand en ons eie gesondheid aan die een kant en die saak van ons Here aan die ander kant nie. Ons weet nie. Maar daarom sê Petrus, vertrou dit toe aan die Here. Hy weet. En hy weet wat ons nodig het. God weet in watter mate ons beproef moet word, sodat ons in die geloof kan groei, en die hoeveelheid goed wat hy ook ons moet skenk, geloof, krag, standvastigheid, sodat ons daardie beproewinge kan deurstaan. Weer sê Christus vir ons, Matteus 6, vanaf vers 32, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vertrou dit toe aan die Here. Nou weet jy, ons kla so maklik. Ons kla so maklik oor ons omstandighede. So maklik vra ons, hoekom gebeur hierdie dinge met ons? Hoekom moes hierdie nou juis oor my pad gekom het in hierdie tyd? So maklik blameer ons God vir wanneer dinge nie loop soos wat ons wil hê dit moet loop nie. En dan raak ons kwaad, as ons verag, as ons bespot word. Dan verval ons in depressie wanneer ons die kleinste mate vervolg word. Ons vergeet ons geloof wanneer ons deur 'n tyd van beproewing, van lyding gaan. So maklik, broers en susters, vergeet ons wat Christus se lyding, wat Christus se marteling vir ons beteken. Ons vergeet die karwats, ons vergeet die kleed, die bespotting wat daarmee saamgegaan het. Ons vergeet die kroon van dorings en die riet waarmee hy geslaan is. Ons vergeet die swaar kruis op sy skouers. En ons vergeet die pyn terwyl hy aan die vloekhout gehang het. En daarom vergeet ons so maklik wat ons lyding in Christus beteken. En Petrus stel vir ons sake hier in perspektief met die gedeelte wat ons saam gelees het. En hy sê vir ons, lyding is nie 'n rede om opstandig of kwaad of mismoedig te raak nie. Vervolging is nie 'n rede om jou geloof te vergeet of jou godsdienst te versaak nie. Inteendeel. Ons moet dit verwag, sê hy. Ons moet dit verwag, soos wat ons Here gelei het, gaan ons ook lei. Maar ons moet daaroor bly wees, want dit bevestig die hoop wat vir ons in sy lyding gebring is. Maar ons moet mooi kyk. Ons moet dit evalueer, ons moet dit toets, dat ons nie ly oor die verkeerde redes, ons eie toedoen nie. Maar al hierdie dinge moet ons aan hom toevertrou, want ons Here, ons Skepper, weet wat ons nodig het, en ons lewe behoort aan hom. Verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap
kan jubel. In Christus se lyding leer ons 'n gesindheid ken. 'n Gesindheid wat ons moet hê waar ons nie verbaas is oor ons lyding nie. Maar waarin ons verbly wanneer ons vervolg word ter wille van ons Here. En daarom moet ons seker maak dat dit gaan oor die blye boodskap, oor die regte saak. En dit alles omdat ons nie weet wat kom nie en ons nie die krag het om self te staan nie. Dit toevertrou aan ons Here, ons Skepper, ons God. Daarom sê Petrus, Christen, verheug jou in jou lyding, want om te deel in sy lyding, ons Here se lyding, is om te deel in sy oorwinning. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, ons koning, ons Here. Vanoggend staan ons weer verstom en nederig. Hier eintlik verbaas oor dit wat U alles vir ons gedoen en gedra het. Die lyding wat U in ons plek ervaar het. Ons kan nie anders as om U te loof en te prys nie. Ons kan nie anders as om vir U dankie te sê nie. Ons kan nie anders as om te besef dat ons ook lyding in die gesig staar, omdat hulle U, ons Here, ook vervolg het nie. Dit hoef ons nie te verbaas nie. Maar ook hoef ons nie daarvoor bang te wees nie. Ons kan onsself daarin verbly. Help ons dat ons dit altyd sal evalueer, o Here, en sal seker maak, dit wat ons ervaar is ter wille van die saak. Want U is koning, U is Here, U is Skepper. U weet wat is beste vir ons, U kinders, en deur dit alles beloof U ons 'n ewige vrede, 'n ewige lewe. Nie op grond wat ons moet deurgaan of sal deurgaan nie, maar op grond van dit wat U alles vir ons deurgegaan het. Aan U alleen al die eer tot in ewigheid. Amen. Ek gee